En dit is 'n woord wat die Heilige Gees in my hart kom lê het al baie lank al. En ek het baie daaroor gebid en gedink en dinge ervaar. En in die praktyk dit begin toepas en leer. En vanmôre kan ek met vrymoedigheid oor hierdie onderwerp met julle gesels. Ek dink ons net heel eers kyk wat beteken die woord vermaning. Nou, dit was nogal vir my baie interessant om al hierdie ontdekkings te maak, maar die woord vermaning is 'n woord wat ons baie maklik vanaf wegvlug, want nie een van ons hou daarvan om vermaan te word nie. Jy neem aanstoot wanneer iemand jou vermaan. En dit is as gevolg van 'n verkeerde oorlewering rondom hierdie woord vermaning. Want ons verstaan nie wat dit sê nie, maar ek gaan nou vir julle verduidelik. Vermaning volgens die Afrikaanse Woordeboek vertaling, verklaring sê ek verklaring. Vermaning beteken bestraffing, waarskuwing, teregwysing, berisping, betuigtiging. En dis nie lekker goed nie. Dit is my so hard. En ek het bietjie gaan kyk na dit. Ek kry in die ou vertaling, die Ou Testament, in my konkordansie, nie een keer waar die woord vermaning gebruik word nie. God het op 'n ander manier met Israel gewerk. Hy het gestraf. Hy het hulle pak gegee. Daar was peste, plaag, droogtes, noem dit op. Hy het hulle vernietig. Dit is skrikwekkend as jy gaan lees wat die mense so afvallig geword het van God en wat hy alles moes doen om hulle net weer in die bek te ruk. Maar die woord vermaning het ek nog nie in die ou verbond gekry. En wat nou vir my interessant is, dat daai woord vermaning word gebruik in die Nuwe Testament. En in die 4 evangelies het Jesus nie een keer die woord vermaning gebruik nie. Daar is een verwysing na hierdie woord. En dit is in Lukas 3:18 as ek reg onthou, waar Johannes die Doper die volk bemoedig en vermaan het om die koninkryk van God na te jaag. Dis al, net daai een, vermaan. Hy het hulle bemoedig en vermaan te volhard, te glo. Nie onder die Joodse mag en gesag te verval nie. Want dit is iets nuuts wat nou gaan gebeur. Maar nou kom ons by die Pauliniese geskrifte. Dis vol vermaning. Petrus het 'n paar, en Judas, en dan, ja, en verder is dit alles Paulus, die Hebreërskrywer ook. Maar die Engelse Bybel praat nie van vermaning. Praat van exhorted. Exhortation. En dit het totaal 'n ander betekenis. Kom ons kyk net na 'n paar goed wat exhorted alles beteken. Aanmaan, aanspoor, aandring, aanmoedig,
encourages, aankweek, prikkeling, opwekking, bepleit. Die sien, dit is totaal 'n ander aanslag. En as ek sien hoe Paulus dit gebruik het, en die Bybelskrywers dit gebruik het, en in die konteks wat hulle dit gebruik het, is dit net positief. Nou, ek kan nou vir julle sê dat ek het so plus minus 40 tekste van Handelinge af tot voor Johannes. Johannes, hy is die man wat oor liefde gepraat het. Hy het niks oor vermaning gesê. Jy weet dat hy het gepraat van liefde. Maar tot by Petrus is daar oor Johannes oor vermaning gepraat. En daar is so min of meer 40 tekste wat ek nagegaan het. En ek wens daar was tyd dat ek vanmôre elke teks saam met julle kon lees, maar ek gaan dit julle nie aandoen nie. Ek wil net 'n paar van daai tekste, dat ons net mooi die begrip kry in watter konteks, in die styl van die aanbieding van waar die Afrikaanse vertaling vermaning sê, maar dat dit glad nie bestraffing of betugtiging is nie. Dit beteken nie dit. Okay, kom ek gaan, ek moes soek, ek het nie geweet wat moet ek vat nie, maar ek gaan nou maar gou vir julle kyk by, kom ons kyk by 1 Korintiërs. 1 Korintiërs. Ek gaan net 'n paar doen, dat ons net agter die styl kom. 1 Korintiërs 1 vers 10 sê, my geliefde familie in die Here, ek wil baie ernstig met julle praat. Jy sien, dit is anderste as wanneer hy sou sê, ek wil julle vermaan. Maar hy sê, ek wil ernstig met julle praat. Want dit gaan nou oor sekere verhoudings. En ek sal nou net daaroor iets sê. Kom ons kyk net na hoofstuk 4 vers 14 en 16. Daarom wil ek julle reg leer. Die ou vertaling sê vermaan. Vers 16 sê, daarom vra ek baie ernstig vir julle. Jy sien, dit bring 'n ander boodskap weer. Ek vra julle baie ernstig. Nie ek wil julle betug nie, nie dat ek julle wil teregwys nie, maar dis 'n ander aanslag wanneer ons na hierdie woord exhortive kyk. Dit bring iets deur. Kom ons kyk by 2 Korintiërs. Ek gaan gou daar ook 1 of 2 verse lees. 2 Korintiërs 2 vers 8 sê, daarom pleit ek nou ernstig by julle om vir hom te bewys dat julle liefde eg en opreg is. Ek pleit by julle. Wys daai broer, julle liefde is eg en opreg. En kom ons kyk 2 Korintiërs 4. Nee, dit is 2 Korintiërs 5 wat ek wil hê. En ek dink ek gaan daarmee eers volstaan met hierdie verduideliking van hoe hierdie woord eintlik gebruik behoort te word. 2 Korintiërs 5 vers 20.
Hy sê, ons tree nou op as God se ambassadeurs. Dit is asof hy self deur ons by julle pleit in Christus se naam. Laat asseblief toe dat God julle met homself versoen. Laat toe dat hy julle syne maak. Hy kom beklei nie met jou. Dit lyk so as ek sê, kyk gemeente, vanmôre wil ek julle 'n bietjie vermaan. Dit was nie in Paulus se hart nie. Dit was nie in sy hart nie. Kom ons kyk hoofstuk 6 vers 1. God se medewerkers, hy sê, as God se medewerkers, smeek ons julle, nie vermaan nie, ons smeek julle, maak seker, dat julle nie God se genade verwerp nie. Dan is sy goedheid in julle lewe pure geniet. Ek smeek julle, moenie sy genade verwerp nie. Hier is nog 30 ander tekste wat ek vir julle so kan uithaal. Ek gaan dit nie nou doen nie, maar ek wou net daai as inleidend genoem het. Ek gaan nog na 'n spesifieke teks kyk wat eintlik my teks is vir oggend. Ek wil dit eers vir julle in die ou vertaling lees, wat ons almal in ons hand seker het, Romeine 12. Ons kan maar daarna toe blaai, en kyk wat daar gaan gebeur. Baie interessant om al hierdie ontdekkings te maak. Nou, ons werk baie uit met Gerrie se bediening uit Romeine uit. En hy begin sommer in 12. Ek vermaan julle broeders. Ek vermaan julle. Ek wil net daai 2 verse lees in die ou vertaling. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou, ek wil hierdie selfde vers vir julle lees in die NNT. Dit is nou die Nuwe Testament. Romeine 12, net gou daar. Luister nou mooi hoe hy dit vir ons hier verduidelik. Hy sê, my liewe familie in die Here, julle weet hoe baie God vir julle omgee. Daarom pleit ek. Hy vervang die woord vermaan. Want dit is nie wat die konteks van sy bediening, van sy lering hier vir die gemeente bring. Ek wil julle nie kritiseer nie. Ek wil nie afbreek doen nie, maar ek pleit by julle om julle self as lewende offers aan God te gee. Leef volkome toegewyd aan hom. Leef slegs vir sy applous en goedkeuring. Ag, dis so mooi. Leef vir sy applous. Weet jy, God wil vir jou hande klap. Hy wil vir jou hande klap. Want daar is nie almal wat altyd vir jou hande klap nie. Hy weet jy dit nodig. Ok, kom ons lees net daai tweede vers van Romeine 12. Nou kom Paulus en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Ek gaan dit vir julle lees in die NNT. Hy sê, moenie dat hierdie huidige tydsgees, hier's 'n tydsgees in die wêreld, van losbandigheid, van onmin, van onvrede, van, noem dit op, 'n tydsgees. Die jong mense vandag word in 'n ander tydsgees groot, as waarin ons groot geword het. Totaal anders. En hierdie tydsgees manipuleer. En die hele boodskap van vermaning het alles met verhoudings te doen. Verhouding in die kerk, in jou huisgesin, met jou ouers, met jou kinders, met jou familie. Verhouding met jou besigheid wat jy doen, waar jy koop, waar jy petrol ingooi. Met jou tuinjong in jou huisbediende. Verhouding. Moenie dat hierdie huidige tydsgees wen in julle lewe nie. Ek moet my nie deur dit laat manipuleer nie. Dit moenie 'n oorhand oor my kry nie. Ek gaan nie met daai stroom saam beweeg nie. Ek identifiseer met Jesus en ek volg hom. Dit maak nie saak as almal dit so doen nie. Ek doen dit nie so nie, want Jesus doen dit nie so nie. Die tydsgees is 'n ding wat ons baie fyn moet onderskei, wat jou baie maklik insluk, ook in die kerkwêreld. Dit is skokkend om te weet dat die grootste persentasie van egskeidings op hierdie stadium is in die kerk. Dis skokkend. Dis 'n tydsgees. Los mekaar, los en vas. Beweeg net aan. Jy sien, 'n tydsgees kan jou so insluk dat almal doen dit, en dan het jy dit, as jy dit navolg. Moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander. Sien, hy ou vertaling sê, jou denke moet jy verander. Jou verandering van jou gemoed is jou denke. Nou sê hy, laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. En ek is bly toe ek hierdie woord kry van nuut maak, want God spesialiseer daarin om dinge nuut te maak. Want hy is die skepper van die begin af, en hy maak nuwe dinge. Skep nuwe hemele en nuwe aarde. Hy is 'n skepende God. Ek moet hom toelaat om dinge vir my nuut te maak. My denke moet in lyn kom met wie hy is, sy grootheid, sy almag, wat hy alles vir my in store het. Hy sê, dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Julle sal weet wat goed is in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Goed, nou, ek het nou daai twee tekste vir julle in albei vertalings gelees, maar nou moet ons Romeine 12 bietjie verder vat en ons gaan kyk van vers 6 af. Paulus kom, en ek lees eers die ou vertaling, dan sê hy, en ons besit dit. Hierdie groepie mense,
besit. Kom ons kyk wat besit ons. Genadegawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Nou wat is 'n genadegawe? Ons gaan kyk wat hierdie genadegawes is. Ons besit genadegawes. Ek wil eintlik net oor een praat, maar ek gaan almal vir julle identifiseer. Want weet julle wat? Een van hierdie genadegawes is vermaning. En nou het ek ook al gehoor dat ou sê, maar ek het die gawe van vermaning en hy kan links en regs almal vermaan en vingerwys en dit en dit en dit. Maar dit is nie wat dit is nie. Kom ons kyk by vers 7. Is dit profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Daar is die 7 genadegawes wat God vir sy gemeente gegee het. Profesie, bediening, lering, vermaan, uitdeel, voorganger, barmhartigheid. Ek wil nie nou veel tyd spandeer op elkeen afsonderlik nie, maar ek wil net vir u sê dat God het 'n plan vir die Nuwe Testamentiese kerk van die begin af gehad. Nie voordat die Heilige Gees uitgestort is na die kruisiging nie, kon hierdie bedieninge nie funksioneer het nie. Dit is hoekom eers van Handelinge af word al hierdie goed oor vermaning en natuurlik nou die bedieninge aan die lig gebring, sodat die kerk in verhouding kan leef met mekaar en met God. Want ons is sy liggaam, een liggaam, ons is verskeie lede, maar ons behoort aan hom. En hy wil net die beste vir sy gemeente. Daarom moes hy hierdie geskenkbewyse, gunsgeskenke, genadegawes gee. Jy het dit in jou. Dit moet net groei en ontwikkel en begin doen. Maar weet julle wat? Dit manifesteer reeds. Muriel is 'n geskenk, 'n gunsgeskenk aan die gemeente. Flippie, hulle staan in diens van hierdie gemeente en dien die gemeente met hierdie gunsbewys, hierdie gunsgeskenk van die Here. So is daar die profeet, lyk my ek is al wat profeteer in die gemeente. Julle moet bykom, julle kan ook profeteer. Daar is bediening. Dit is nie bediening in die roeping as voltydse bediening. Dit is die bediening waarin jy staan. Hoeveel van ons mense, ons dames hier, ons voorbidgroep hier, voorbidders is 'n bediening. Jy staan in 'n bediening, jy dien die gemeente. Jy's 'n voorganger, jy's 'n voorloper. Jy's 'n gewer, jy deel uit, jy gee en jy doen barmhartigheidsdiens. Jou hart is oop vir waar nood is. Dis alles deel van hierdie gawes waarin ek en jy mekaar moet bedien en versorg. Nou, net om julle nie te verwar nie, ek lees net daai paar
tekste, althans daar een teks van vers 8 af, nee, ek sal van vers 7 af lees, in die NNT. As dit is om ander te dien, dan moet ons hulle dien. Dan moet ons hulle dien met alles in ons. As dit is om ander te leer wat God sê, dan moet ons uitblink in onderrig. As dit is om ander te bemoedig, ou vertaling sê, vermaan. En ons het nou geleer, vermaan is nie 'n negatiewe woord nie, maar ons moet mekaar bemoedig. As dit is om ander te bemoedig in hulle geloof, dan moet ons uitblink in bemoediging. En my sleutel is, kom ons blink uit in bemoediging. Dis een van die gawes wat aan jou behoort. En dit is nie moeilik om dit te beoefen nie. Bemoedig mense. Bemoedig jou broer, jou suster wat daar agterin stap, wat jy lanklaas gesien het. Bemoedig. Nie vermaan nie. Jy gaan hom nie kritiseer nie, jy gaan hom nie betug nie. Jy gaan nie vir hom sê, maar jy was jare laas in die kerk nie. Jy verstaan. Jy gaan hom nie aanval nie. Jy gaan hom bemoedig. Kom ons kyk nou na 1 Korintiërs 12. Ons het nou Romeine 12 gelees, maar nou moet ons 1 Korintiërs 12 lees. Dit gaan ook oor die gawes van die Heilige Gees. Kyk, ons moet nou onderskei tussen die bedieninge, dit wat elkeen ontvang in die gemeente, hierdie gunsgeskenke of genade gawes. Genade is guns en gawe is geskenk. En tussen dit en die gawes van die Heilige Gees. Ons moet nie die twee groepe verwar nie, alhoewel hulle oorvleuel mekaar. Want 'n profesie is ook 'n guns geskenk. Maar profesie is ook 'n geestelike gawe. Daar is 7 gunsgeskenke of gunsbewyse, hoe jy dit wil stel, en daar is 9 gawes van die Heilige Gees. En dit is met dieselfde doel gegee, dat die liggaam mekaar kan bedien en die liggaam daardeur kan opgroei en sterk word en in God se plan kan kom met hulle lewens rigting aan te dui, veral wanneer ons kom by die gawes van die Heilige Gees. Kyk gou 1 Korintiërs 12, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes. Hier gebruik hy weer die woord genadegawe. Dit is dieselfde as wat hy sê geestelike gawe, want die genadegawes hier word geaktiveer deur Vader, Seun en Heilige Gees. Ek gaan dit net vir jou wys. Hy sê vers 4,
Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Hoofletter Gees, met ander woorde, dis die Heilige Gees. Vers 5 sê hy, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Dis Jesus, Lord of Lords en King of Kings. Jesus is betrokke. Die Heilige Gees is betrokke. En vers 6, en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, die Vader. Vader, Seun en Heilige Gees, hulle is al drie betrokke by hierdie geestelike gawes, wat alles in almal werk. Maar aan die een word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is, want aan die een word deur die Gees 'n woord van, nou gaan ek net vinnig hierdie 9 gawes leer. 'n Woord van geloof. Eerste een is 'n woord van wysheid, dan 'n woord van kennis, dan 'n woord van geloof, dan is dit gesondmaking, dan is dit werkinge van kragte, dan is dit profesie, dan is dit onderskeiding van geeste, dan is dit allerhande tale en dan is dit uitleg van tale. Dis die 9 gawes van die Heilige Gees. Daaroor gaan ek nie nou praat nie. Hoekom ek dit uitgelig het, is net dat ons nie die 2 groepe verwar nie. Alhoewel daar is die profesie wat oorvleuel. Wat vir my baie duidelik geword het, is dat bedieninge en genadegawes is gegee vir die tydperk van na die Heilige Gees uitgestort is. En dit is al hoe die kerk kon groei en in stand bly, waarvan vermaning deurgangs baie belangrik is, maar op die regte manier. En om vermaning in die praktyk toe te pas, moet ons onsself inoefen, ons moet die woord vermaan verwerk, lees in watter konteks dit geskryf staan, en gebruik die woord wat nou voorkom, bemoedig, pleit, ensovoort wat ek nou alles hier genoem het. Ek wil dit nou nie alles weer herhaal nie. Ek het dit op die proef gestel. En ek wil dit nou hier deel. Ons het almal al gehoor dat mense sê respek word verdien. Ek het baie gestoei met die ding en ek het tot 'n ander insig gekom. Respek word nie verdien. Respek is 'n verantwoordelikheid. Ek is verantwoordelik om jou te respekteer. Hoekom? In die eerste plek, omdat jy na die beeld van God gemaak is. In die tweede plek, omdat Christus in jou is. En dit is baie belangrik. Ek respekteer elke mens wat die potensiaal het dat hy gered kan word. En as hy klaar gered is, wonderlik, prys die Here. Ons het nodig om te besef, dis my verantwoordelikheid om die volgende ou te respekteer. Maar daar is iets anders wat verdien moet word.
En dit is vertroue. En waar ek dit getoets het, is in my mannegroep. Omdat ek altyd 'n paar laatkommers gehad. En ek het vir die Boetas gesê, Boetas, dit gaan nie vir my so werk nie. Ek het baie groot respek vir elkeen van julle. Maar ek kan nie elkeen van julle vertrou nie. En dit was 'n geweldige skok vir die ouens. En toe sê ek vir hulle, ons moet werk aan vertroue. En ek het dit deurgetrek na my eie huwelik toe. Weet as my vrou vir my sê, ek kan jou nie met 'n sleutel vertrou nie, want hy is al ewig weg, en dan kry ek hom nie, en dan vra ek haar, en ek moet werk aan hierdie vertrouensverhouding, dat sy my wel kan vertrou met die sleutel. Ek moet 'n punt daarvan maak. Ek moenie 'n gewoonte maak daarvan. En toe ek met die manne nou praat oor die goed, toe sê ek vir hulle, as jy my nie respekteer nie, of as jy laat kom, dan beteken dit eintlik, jy het nie respek vir hierdie groep nie. Jy respekteer nie die groep nie. En ek het vir hulle gesê, broers, moenie dit 'n wet maak nie, dit moet deel van jou stelsel wees. Jy moenie laat wil kom nie. Jy moet ter wille van die respek wat jy het vir hierdie mense, moet jy betyds wees. Ons het net 'n uur, van 9 tot 10, dan is ons klaar. Maar, en ek het vir hulle gesê, as daar 'n rede is dit vir my aanvaarbaar, maar ek aanvaar nie verskonings nie, maar as jy nie kan kom, dan laat weet jy my. Dan is jy besig om my vertroue te wen. En ek wil elkeen van julle vertrou. En daai ouens werk aan hierdie vertrouensverhouding. Hulle weet. Jy sien, dit is vermaning, maar dis met liefde gedoen. Ek het met baie groot liefde my broeders begelei in hierdie verhouding in. En het is my wonderlik om te sien hoe dat hulle positief reageer. Ek dink ook dat ons sal moet ontdek dat in 'n gemeenteopset ons ook mekaar moet kan vertrou. Ons moet werklik waar op 'n punt kom waar as ek iemand nie vertrou nie, my hart gaan skoonmaak en gaan deel daarmee en sê, hoorie, ek wil jou vertrou, maar kan ek jou vertrou wat die situasie ook al mag doen. Maar werk maar aan dit, dis deel van vermaning en dit geskied in liefde en dit is nie 'n verwyte nie. En daarom gaan ek ook nie aanstoot neem as iemand vir my sê, ek het nodig om vir jou te sê dat jy betoon nie genoeg liefde aan my nie. Dan sê ek, okay, ek sal werk daaraan. Ek sal jou in ag neem. Maar ek moet werk aan 'n vertrouensverhouding deurgaans. Maar respek is my verantwoordelikheid. Jou verantwoordelikheid. Wil enige iemand iets vir my vra of byvoeg? Iets sê? Ons julle so stil. Ja, amen. Amen. Ja, vermaning kan my sekerlik nog baie goeders oor sê, maar ek dink die belangrikste, die hele beginsel daarvan is vir my goed genoeg dat ons na dit gekyk het, maar gaan bordeer maar op dit, werk daaraan en hoor wat die Heilige Gees vir jou sê.
Okay, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons so bewus kan wees dat U altyd met ons bemoeienis maak. Dankie dat U ons te lief het om ons net te los en dat ons vir U kosbaar en spesiaal is en dat ons altyd ons knie kan buig voor U en onder die gesag van U woord en U woord absorbeer in ons eie maak om die man te wees en die vrou te wees wat God wil hê ons moet wees. Want daar is vir ons niks so kosbaar en spesiaal as om in 'n oop verhouding met U te lewe en met mekaar. En dit maak ons kragtig in U. Baie dankie. Ek loof en prys U vir U woord wat die waarheid is. En U het gesê ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. In Jesus naam. Amen.